Goeiedag vriende en baie welkom by vandag se digitale boodskap. Ons is baie opgewonde om te sê dat Johan Geiser by ons is vir ons week van gebed. En ons sê vir hom baie welkom by ons gemeente. Hy gaan ook hierdie digitale diens behartig, maar ons nooi julle ook uit indien moontlik om sy in-persoon dienste te kom bywoon. Hy is 8uur, 10uur en 6uur Sondag in ons gemeente waar hy die dienste behartig en dan is ook Maandag, Dinsdag en Woensdag om 6uur die aand wat hy ook die dienste behartig. Ons stel in julle bekend Johan Geiser. Ons hoop julle kom saam met ons op reis. Goeiedag, baie welkom. Ek wil jou uitnooi om 'n paar oomblikke te neem en net terug te dink aan die wonderlikste oomblik in jou lewe. Of oomblikke. Er dadelik iets by jou opgekom. As nie, kan jy die oefening later doen. Net sit en dink daaroor. Wat is die wonderlikste goed wat met my gebeur het? Waar was dit? Met wie was dit? Miskien, heel moontlik, het dit te doen met 'n ontmoeting. Martin Buber, groot Joodse filosoof, teoloog het gesê, all real living is meeting. Dis 'n ontmoeting. Met iets, met iemand, wat ons werklik die lewe voel op sy diepste. En daar kan geen ontmoeting wees, sonder teenwoordigheid nie. Jy kan net 'n ontmoeting hê, as jy daar is. Maar nie net daar is fisies nie, ook emosioneel, ook in jou kop. Wat is teenwoordigheid? Hier is 'n werkbare definisie. Dit is om hier en nou te wees met iets of iemand wat ons uitnooi tot ontmoeting. Kom strek daai definisie bietjie uit mekaar. Dit is om te wees. Dit is nie so seer om iets te doen nie. Dit is net om te wees. Ons is human beings, het iemand eendag gesê, nie human doings nie. Jy is, jy het 'n wese. Dit is om net in dit in te gaan. Paulus sê, in him we have our being. In hom is ons, vind ons wese. So dit is iets wat gegee word, dit is 'n gawe aan die een kant, maar dit is ook iets wat gedoen kan word. Dit is om eintlik meer te laat gaan, sodat jy net kan wees met iets of iemand in die hier en die nou. Dis hier, dis nou. Dis die spasie, hier. Dis fisies die plek waar ek is. En dan is dit nou. Kyk, alles het 'n teenwoordigheid. 'n stoel, 'n berg, 'n stad. Ek meen, Jesus kom in die stad en sê, Jerusalem, Jerusalem, dikwels wil ek jou. Weet hy personifiseer 'n stad. Elke ding wat teenwoordig is, dit uit eienskap, het 'n manier waarop hy teenwoordig is. Ons het 'n vermoë om dubbelsinnig te wees. 'n dier het nie, 'n stad het nie, 'n stoel het nie. Hulle is net, en hulle is soos hulle is. Maar 'n mens kan in sy kop op 'n ander plek wees. Jy's daar, maar jy's nie daar nie. Dis in die nou in te kom. Dis nie om besig te wees met wat kan kom en wat gaan gebeur, of om te evalueer, kategoriseer nie, maar heeltemal jou aandag en alles, jou bewussyn hier en nou te hê. Met iets of iemand. Martin Buber het ook gesê, ons het eintlik 3 groot verhoudings waarin ons leef. Die ek-u, ek-jy en ek-dit. En natuurlik ook die ek-ek, wat eintlik maar die grond is van al die ander verhoudings. Maar ons kan teenwoordig wees
met God, tot God, met ander mense, met ander dinge, kan ons teenwoordig wees. En ons word uitgenooi tot 'n ontmoeting. So ons is in dit, met dit, dat daar 'n ontmoeting kan plaasvind. 'n Ontmoeting is oordrag, nee. Dit is as jy met iemand ontmoet en regtig kontak maak met iemand, dan kom daar 'n soort spasie tussen jou en daai persoon wat dit moontlik maak dat daar oordrag is, aanvaarding, liefde, inspirasie, kennis, wysheid. Enigiets kan oorgedra word, maar net as daar kontak is in die spasie. Maar Leo sê, dis om regtig te lewe. Jog, daar gebeur soveel goed met ontmoeting. Ons is gemaak vir ontmoeting. Ons smag na ontmoeting toe. Dis lewe. Dis sin. Dis betekenis. Nou, hoe kan ons dit doen? Ek lees vir ons 'n verhaal van Jakob. Net 'n paar verse. En kyk, ek is met jou. Ek is teenwoordig, sê die Here. Ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan. Ek sal jou terugbring in hierdie land wat ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek vir jou gesê het. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker. En hy sê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. En toe staan hy op, vroeg in die môre, hy neem 'n klip wat hy onder sy hoof gesit het, hy rig dit op as 'n gedenksteen en hy gooi olie daaroor en hy het die plek Bethel genoem. Dis Genesis 28, 'n paar verse. Jakob is iemand wat teenwoordig geraak het. Is wat skielik bewus geraak het dat God daar is, en het nooit bewus gewees dat God daar is nie. Net 3 goed, uitnodigings wat ons kan help van wat hy gedoen het en wat met hom gebeur het om teenwoordig te raak. Kyk, dis die eerste ding, om aandag te skenk. Dis moeilik want ons is gefokus en dan verloor ons bewussyn van enige iets. Ons verloor bewussyn van die spasie, die plek waar ons is. Ons verloor bewussyn van die mense, al sit ons by hulle, né? En al praat ons met hulle. As hy praat, begin ek dadelik te dink aan wat ek vir hom gaan sê. Ek is nie heeltemal meer teenwoordig nie. En dan kom ek terug met wat ek gedink het om te sê. Ons kan verdwaal in ons koppe. Luister wat sê Paulus. Hy sê, don't get so absorbed and exhausted and taking care of all your day-to-day obligations that you lose track of time and doze off, oblivious to God. Be up and awake to what God is doing. So hier's die eerste ding, is besef dat jy slaap. En dat jy in die slaap is deur in jou kop in te gaan. En bewussyn te verloor van die plek, die mense wat nou is. En en ek doen dit deur te kyk, aandag te skenk. Dit is moeilik, want baie goed gebeur op ons. Waar moet ek aandag skenk? Dit wat my trek, baie keer, dit wat my roep, en baie keer net 'n besluit. Ek gaan my aandag fokus, en dit kan enigiets wees. Enigiets kan die poort wees, die deur wees, waardeur jy hier in die nou kom, en ook 'n bewussyn kan kry van God, wat teenwoordig is, wat ook eintlik in alles is, want alles vind hulle wese, hulle bestaan in God. Hy is die, soos die Engels sê, the ground of being, hy is die grond van wat is. Alles kom uit hom uit. Alles word in hom in stand gehou. En is groot om daardie bewussyn te ontvang en te kry. Maar wanneer jy wakker word, en wat jy kan doen is om aandag te skenk. Dis een van die goed wat ons wakker maak, bewusser maak van wat daar is. En hierdie bewussyn dat ek in die slaap en moet wakker word is die eerste klop in die deur om oop te maak.
vir dit wat kan wees. En dit is eintlik iets wat jy, soos ek sê, nie wat jy kan doen nie. Dis iets wat in jou gegee word, maar jy moet dit ontvang. Jy moet dit vat. Iemand het gesê, jy kan nie die son laat opkom nie, maar jy kan wakker wees as die son opkom. Dis iets van dit. Aandag te skenk, te sien, te staar. Dit maak die deur oop en jy kan bewus raak. En dan is daar 'n ander groot ding wat Jakob gedoen het. Hy rig 'n gedenksteen op. Dit is, nou vat hy 'n simbool. Hy kry iets en dit raak vir hom die simbool sodat hy nie kan vergeet nie. Is 'n gedenksteen. Hy wil herinner word. Dit is om hierdie ervaring te integreer van wat jy nou gehad het toe jy bewus geraak het en wakker geword het vir iets. Dit is om nou jou bewussyn te vorm. Want as jy herinner word aan iets, dan is dit dat jy iets inbring in jou bewussyn wat op die periferie of buite jou bewussyn was. Nou bring jy dit in. Dit sit nou in die binneste van jou wese, sodat jy met 'n nuwe bewussyn kan lees, 'n groter oop bewussyn, wat God insluit, in alles wat daar is insluit. Dit is soos om in die huis te wees en die persoon saam met wie jy leef is daar. Die huis is anders as hy nie daar is nie, vir my, maar dis nie omdat daar minder geraas is of my plek skoner is nie, dit is omdat sy in my bewussyn is. Die huis is anders, maar ek is nog steeds bewus van haar, alhoewel sy nie daar is nie, en ek is bewus van haar as sy daar is, die hele tyd. Ek kan iets doen as ek bewus van haar nie. As ek iets sien, maar sy is van dit gehou het. Ja, waar is sy nou? Ek moet onthou maar te vertel van dit. Want dis in my bewussyn, sy's nie buite my bewussyn, en die huis is anders. Ek weet, sy's daar. En dit is die tipe bewussyn wat ons kan ontwikkel as ons ook simbolies begin te leef. Hy het 'n ritueel, hy gooi olie oor. Dis 'n ritueel is 'n uiterlike handeling wat jy doen om iets wat onsigbaar is, maar werklik is, te kan uitbeeld. Dis om te buig. Dis om jou hande te vou. Dit kan enige handeling wees. En dan besluit jy om 'n pelgrimstog te onderneem, elke jaar terug te kom Bethel toe. Dit is handelinge van verplasing, om jou uit die normale gang van jou lewe te neem. Net om van hierdie goed te doen ook. Praktiese voorbeeld, ek het 2 vriende, een het 'n baie vreemde ding gedoen. Hy het 'n klippie in sy skoen gesit vir 'n dag of 2. Hy's 'n psigiater. Mense sal dink, wel, jy het 'n psigiater nodig, maar dit was 'n proefneming. Dit was net iets wat hom kon herinner. Elke keer wat hy die sagte klippie, toen sy tone voel, is hy herinner. Hy's net weer teruggebring, deur sy sintuie, in die hier, in die nou. En dan verbreed hy dit, dat, maar God is ook hier. Herinner homself, hy sê dit vir homself. Ek het 'n ander vriend wat ek dink een van die beste predikers is in die land. Hy loop met 'n kruisie in sy sak rond. Niemand weet dit nie. En hy sê dat hy dikwels wanneer hy raak angstig baie keer. En dan wat hy doen is hy sit sy hand dadelik in sy sak en hy vat in die kruisie. En is vir hom 'n herinnering. En dit neem hom terug na die beste oomblikke wat hy gehad het saam met die Here, wat hy daai diep bewussyn gehad het van God se teenwoordigheid. Hy dink weer daaraan. En die kruis is vir hom 'n simbool, 'n kontakpunt om net sy bewussyn aan te sit, wakker te maak. Ek het geskerts met hom na 'n preek en vir hom gesê, my jou hand was vreeslik baie in jou sak toe jy vandag gepreek het. Hy sê Engels, en hom sê, in die Afrikaanse kultuur is dit so 'n bietjie disrespekvol, maar ons aanvaar enigiets van Engelse af. Ja, daar is goed wat jy kan doen om jou net te herinner.
sodat jy in herinnering kan leef, in 'n meer psigiese taal, sodat jy 'n bewussyn kan kweek, en met so 'n bewussyn kan leef. Ja, die lewe raak groter, daar's soveel meer, as jy met hierdie bewussyn begin leef. En dis wat hy wil hê. Hy wil sy lewe met ons deel. Hy sê, ek's met jou. Kan jy met my wees? Kan jy bewus wees van my? Kan jy alles doen saam met my? Met 'n bewussyn van my? Ons noem dit dis eintlik gebed. Dis die basis, die fondasie. As jy daai bewussyn het, dan kan jy met hom praat. Dan kan jy oop wees om iets agter te kom van wat hy doen en wat hy besig is en wat hy gee elke oomblik van jou lewe. Dis 'n groot ideaal. Petrus sê, your life is a journey you must travel with a deep consciousness of God. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die lewe wat U vir ons gee. Help ons om te sien, agter te kom, dat daar baie meer is in hierdie lewe wat ons kan hê saam met U. Help ons om te ontwaak, wakker te maak vir die groot geskenk wat U vir ons het, U self, 'n lewe saam met U. Ons dank U daarvoor. Amen. Totsiens.